Hallo julle en baie welkom by vandag se Tekkiesdiens. Ek wil gou vir jou vra, vertel gou vir mekaar, wat is die heel beste nuus wat jy al ooit gehoor het? Sê gou vir die persone wat daar naby jou is, die heel beste nuus wat jy al ooit gehoor het. So miskien was dit dalk toe jy 100% vir jou wiskunde toets gekry het, of miskien was dit toe jy die A-span gehaal het vir jou netbal of rugby, of wat dit ook al is. Wat het jy gedoen toe jy daai goeie nuus gehoor het? Jy het mos nou nie daarso gaan sit by jou kamer, ek het 100% vir my wiskunde gekry. Jy het ingehardloop en gesê, mamma, papa, kyk, hier is my vraestel, hier is my punte, my goeie rapport, of ek het die A-span gehaal. Jy het daai goeie nuus met mense gedeel. Julle, en dit is presies wat die disippels ook gedoen het. Die disippels het die heel beste nuus ooit gehoor. En dit is dat Jesus opgestaan het uit die dood en dat hy leef. En vandag gaan ons lees hoe hierdie goeie nuus begin versprei het onder die mense. Baie welkom by ons Tekkiesdiens vandag. Mag jy vandag die Here se genade en sy liefde en sy vrede beleef. Amen. Kom ons sing saam. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love for my Savior, I've got love for my Savior, I've got love for my Savior in my soul. I've got love for my Savior, I've got love for my Savior, I've got love for my Savior in my soul. I've got joy like a fountain, I've got peace like a river, I've got love for my Savior in my soul. I've got joy like a fountain, I've got peace like a river, I've got love for my Savior in my soul. I've got love for my Savior in my soul. Ons lees in die Bybel dat Jesus 'n paar keer nadat hy uit die dood uit opgestaan het, weer aan sy disippels verskyn het en vir oulaas vir hulle geleer het, want hy wou hê dat hulle gereed moes wees. Hulle moes weet wat om te doen wanneer Jesus nie meer by hulle is nie. So kom ons lees in Handelinge 1 vers 6 tot 14 wat daar gebeur het. Toe hulle keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe, waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind, volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria die moeder van Jesus. Sy broers was ook by. Nou julle, die disippels
het geweet Jesus gaan weg, maar hulle het nog nie mooi verstaan wat nou gaan gebeur nie. So ek wil vir julle vra, as julle op 'n reis gaan, kom ons sê jy gaan stap iewers, of julle beplan om miskien te gaan kamp of so, of jy gaan ergens in 'n staproete gaan, wat pak jy saam met jou op daai reis? Nou ek het 'n rugsak gebring, en so jy het mos nou maar 'n paar goedjies nodig as jy weet jy mos nou gaan stap. So jy het 'n waterbottel nodig, want jy gaan dors raak daar langs die pad, en jy het natuurlik ook skoene nodig. Jy het 'n kopliggie nodig, né? Wat jou help op die pad vir as dit donker raak. En ons kyk wat is hier nog aan. Ek hoop jy vat ook jou Bybel saam. Hier's 'n Bybel in. Ons kyk wat is hier nog. Hier is die ander skoen. Ja, jy kan nie met een skoen loop nie, né? Jy moet met 2 skoene loop. En dan het ek ook hierso 'n hartjie in. Nou julle, die skoene sê vir ons dat hierdie disippels moes bereid wees om te stap. Hulle moes bereid wees om te gaan vertel. En dit is ook vir my en vir jou, moet ons ook die skoene aantrek van bereidheid, om te sê, ons moet bereid wees om te kan gaan. Die liggie sê vir ons, dat hulle gegaan het om Jesus se lig te versprei, om te vertel oor hierdie Jesus, van wie hulle geleer het. En hierdie hartjie sê vir ons dat hulle ook die liefde wat hulle van Jesus ontvang het, ook met ander mense moes gaan deel het. Jesus het sy vriende voorberei vir 'n groot taak, en hy het vir hulle gesê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou dink julle, hierdie beteken 'n Hulk superkrag? Nee, dit beteken 'n innerlike krag, 'n binnekrag, om moed te hê, om liefde te hê vir ander mense, om vriendelik te wees, om behulpsaam te wees, om bereid te wees om te kan gaan. En vandag is daar verskillende maniere hoe ek en jy ook ander mense kan gaan vertel, verder kan gaan vertel oor hierdie goeie nuus dat Jesus opgestaan het. Ek en jy kan vriendelik wees. Ek en jy kan behulpsaam wees. Ek en jy kan ook ons Bybel ook leer lees en daaruit leer wie Jesus is en hoe hy wil hê ons elke dag moet stap en hoe ons met ander mense moet praat. Ons kan vertel dat Jesus lief is vir ons. Ek wil afsluit deur vir julle te herinner aan hierdie teksgedeelte. Die disippels het nie net weggehardloop nie. Hulle het saam gebly. Hulle het saam gebid. Hulle het gewag vir God se hulp. Toe hy gesê het, julle sal die Heilige Gees ontvang. Julle sal krag kry wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So ek wil hê, ons moet nou ook soos wat die disippels daar gebid het, wil ek hê, moet julle ook nou hande vat, daar waar julle is, en dan bid ons die volgende gebed saam. Here Jesus, baie dankie dat U lewe. Dankie dat U ons stuur om die goeie nuus verder te vertel. Help ons om die skoene van dapperheid aan te trek. Help ons om vriendelik te wees. Gebruik ons om ander van U liefde te wys. Amen. Jy het nou ook geleentheid om vir die Here dankie te sê met jou offergawe en jy kan op enige van hierdie volgende manier kan jy dit gee.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader en mag die teenwoordigheid en die leiding van die Heilige Gees by jou wees en jou help om hierdie goeie nuus verder te gaan versprei. Volgende week is dit Pinkster. Ons sien baie daarna uit om na professor Stefan Joubert te luister. Hy is van Ekerk en ons wil julle graag uitnooi om die eredienste hierso te kom bywoon van Sondag tot Woensdag, of jy kan ook die eredienste volg op ons livestream. Daar sal nou nie 'n tekkiesdiens volgende Sondag wees nie. Ons volgende tekkiesdiens is dan eers weer die Sondag daarna. Ons sien jou dan weer.